Ons loop hier in die ou begrafplaas hier in Burgersdorp. En ons is op soek na 'n graf. Graf van my oorgrootoupa Christian Johannes van Abo. Hy het in die 18de eeu sy gebore in Denemarke en hy het in die 19de eeu hier na Suid-Afrika toe gekom op soek na 'n beter lewe. Hy is hier in Graaff-Reinet getroud met 'n van Buren en uit sy nageslag uit daardie van Abo nageslag het my ma se familie gekom. En hy het hier in Burgersdorp se omgewing, Steynsburg se omgewing, was hy die eerste landmeter gewees. Maar nou om hierdie Christian Johannes se graf hierso tussen al hierdie dennenaalde, want die dennenaalde het dit nou al toegeval. Die beesmis lê oral hier rond, die grafsteen het omgeval. Ek het op 'n stadium het ek die graf gekry, hele klompie jare gelede, maar dit was omdat ek die traliewerk, ek kan sien hier is nou nog traliewerk, wat baie kenmerkend is, die traliewerk van 'n ander graf uitgeken het in die agtergrond en sodoende kon ek die graf opspoor, maar daai traliewerk is ook nou al daarmee heen. Jy weet, mense steel dit, verkoop dit, verskroot en so meer. So ergens onder hierdie dennenaalde lê Christian Johannes van Abo se graf, gesterf in 1869 te Burgersdorp. Niks. Nou, hoekom soek ons die vroeë pioniers se grafte? Hoekom doen ons die moeite? Hoekom sal ons enigstens aan hulle nou nog dink? Die prediker sê dit alles te vergeefs is. Dit wat ons hier op aarde tot stand bring, dit alles gaan tot niet. Psalm 49 sê ook, alhoewel daar sommige mense is wie se name vir ewig is in lande. Ons dink aan Bolivia wat vernoem is na Bolivier, baie bekende Spanjaard. Ons dink aan Tasmanië wat vernoem is na Tasman, daar's nog baie ander, maar op jou einde sê die predikers alles te vergeefs. Aan die voorgeslagte sal daar nie meer gedink word nie. Dit wat jy hier op aarde tot stand gebring het, in Johannes van Abo se geval, dit sal nie meer in herinnering gebring word nie. Hy was 'n landmeter en hy het destyds hier in Burgersdorp en Allewal Noord in Steynsburg se wêreld, Venterstad, het hy die plase uitgemeet, maar aan sy gedagtenis sal daar nie meer gedink word nie. En prediker was in baie opsigte iemand wat aan die een kant baie sinies was, maar aan die ander kant ook baie nugter was. Enigste werk wat werklik onthou gaan word is dit wat ons in die naam van die Here doen. En dit is opgeskryf deur die Here self. Hy het dit self opgeskryf en dit is die werk wat die moeite werd is. En 'n mens moet dit met ywer en met vreugde doen. So laat ons maar ons werk doen terwyl ons hier is, blymoedig doen in die naam van die Here, want dit
Dis tog al wat op die ou einde gaan standhou. Dink ook aan Psalm 90 wat sê dat ons, die Here tog ons werk moet bevestig in die onguns van die tyd, soos Tosius dit omdig het. Ja, vergete grafte, vergete mense.